Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Sexy reg. Ja, so, okay, goed. Ons gaan 'n bietjie praat oor good governance, né? Wat dink jy nou alweer aan, Ernest? Ja, so die woord het al hierso opgekom, goeie regeerkunde is die mooi Afrikaans daarvoor. Wat sit in Engels? Governance. O, governance, regeerkunde. Ja, dit maak dit is die Afrikaans, dis nie die mooi Afrikaans. Dis nie mooi nie. Ek voel ook nie dis die beste woord daar buite nie, maar ek het dit maar gehoor, maar ek het net dadelik gedink ons het nie kundiges in die regering nie, maar seker nie dit nie. Regeerkunde, onkunde, regeeronkunde. So, ons is nou besig met so 'n tenderproses waar ons vir so as deel van 'n hele konsultasiespan vir 'n groot staatsorgaan. Die organisasie het 87 beleidsdokumente en proseduredokumente en hulle wil nou 'n 12 maande projek loods om hierdie ding, al hulle dokumente te belyn. Okay, met hulle mandaat in terme van hulle delegation of authority en die constitution en die wetgewing en good practice en sulke goed. En nou is dit nogal 'n challenge, waar begin 'n mens? Hoe sit mense hierdie ding aan mekaar? Watse mense kry mense almal in die span en wie doen wat? Hoe benader mense dit is, ek dink iets soos omtrent elke 3de dag moet mense 'n nuwe policy uitpomp wat gerefresh is en dit moet juis als gaan nie so wees dit nie, maar dis nou die average. Okay, maar so ek wil 'n bietjie praat oor wat is eintlik governance en net so 'n oorhoofse wie daarvan gee en verduidelik waar pas dit eintlik in die hele konsep van 'n organisasie. So 'n organisasie bestaan tipies weens 'n een of ander vorm van 'n mandaat. Dit is 'n instruksie om iets uit te voer, 'n doel vir bestaan. So, maar die doel van elke organisasie is nie altyd duidelik nie, is baie dikwels onseker en daar's ook klomp verskillende perspektiewe op die doel van 'n organisasie. Vir party mense is dit dalk net 'n werkgewer en vir ander is dit 'n diensverskaffer of 'n trustee van geld of bates soos 'n bank of so, of om lenings of beurse te verskaf, of partykeer is dit 'n aftreeplan, jy hoop hierdie ding word vir jou iets werd, of net 'n inkomstebron, of dit is dalk 'n droom wat jy 'n kans kry om uit te leef. Baie keer is dit als van die bo-genoemde en die einddoel is eintlik maar net om nie bankrot te gaan of in die moeilikheid te kom nie. Jy weet, dit is maar die regte omtrent basics waarop dit baie keer neerkom. Maar indien daar 'n duidelike doel vir 'n organisasie is, of daar's ten minste behoefte vir duidelikheid en sorgsaamheid, dan ontstaan daar vereiste vir interne struktuur. En dan, as ons dan kom by governance regeerkunde, dan is die vraag, who gets to decide what? So, eerstens, dit blyk baie moeiliker te wees om in kleiner organisasies enige iets te implementeer as formeel as in 'n groter organisasie, want in die klein organisasies doen almal alles, of daar so groot oorvleeling en as jy almal moet baie buigsaam wees en
mens spring in en maak maar net dinge gebeur, maar in groot organisasies daar baie meer geneigtheid ten minste om baie meer herhaling te wees en toedeling van take en verantwoordelikhede. Hoewel in enige organisasie is duidelikheid nog steeds welkom en dit is nuttig. So, net so vinnig, in staatsorgane word by definisie deur statuut geskep. So, dit word dan gereguleer deur allerlei wetgewing in die grondwet en ander wette waaronder die staat onderworpe is. So dit maak dit teoreties makliker vir staatsorgane om reëls en 'n raamwerk te skep, want die regsraamwerk bestaan reeds en daar's duidelike bakens en dit dui die rigting aan, so dat die doel van die wetgewer is baie keer wat hulle van praat. So staatsorgane is tipies onder een of ander owerheidsvorm toegedeel, soos daar's 'n raad of 'n persoon. Hulle praat baie keer van die accounting person of die accounting authority, so of die accounting officer. So dit is die primêre persoon of entiteit waar die gesag dan aan toegedeel word. In 'n maatskappy is die aandeelhouers of in co-ops die lede die uiteindelike besluitnemers oor die mees fundamentele besluite, soos om te likwideer of om stigtingsdokumente te verander of om direkteure aan te stel en te verwyder. Maar tog word die bevoegdheid vir die besluitneming aan die direkteure toegedeel met die gesag om 95% van die dag tot dag en eintlik jaar tot jaar besluite te neem. So of die gesag aan 'n persoon of aan 'n raad toegedeel word, dis die verantwoordbare entiteit, die accountable entity. En dit is dan van daar wat al die gesag in die organisasie gedelegeer word en ook dan teruggetrek kan word. So werknemers en kontrakteurs in 'n organisasie wat mens eintlik gewoonlik sien operate, die hande en voete is in effek alles instruksies van die direkteure af. Al is dit 'n werknemer wat dit aan 'n ander werknemer of aan die kontrakteur daai instruksie toedeel, dit kom nog steeds, is nog steeds gedelegeerde gesag. Almal het effectively gedelegeerde gesag. So daarom is governance regeringskunde who gets to decide what, weer eens, dit is wie het enigstens besluitnemingsbevoegdheid of die vermoë om die organisasie te bind. En Ekskuus ek van jou rede, is daai nie juist, ek wil sê, dalk is dit wanneer jy toe beweeg, is dat soms dink ouens, hulle het nie verantwoordelikheid. Dis nie soseer net wie het die krag of die reg om te besluit te neem. Dis baie keer dink ouens, ek is onskuldig, ek kan nie gebind word nie. Nee. So daar's 'n naïwiteitskomponent. Wat net, ek het nie geweet nie. Nee, jy's 'n direkteur, of wat by default is jy die ou wat die maak saak wat die ander ouens ooreengekom het nie. Jy's in die moeilikheid op 'n vriend. Ja, so jy maak 'n baie belangrike punt in die sin van die persoon wat die gesag delegeer is ook die een wat uiteindelik die shots moet vat. En dit is dan baie belangrik. So daar's wel dikwels 'n komponent van wat het jy geweet en wat was jou spesifieke verantwoordelikheid, maar jy's ultimately reg dat dit is, en dis hoekom byvoorbeeld Eskom het moeilikheid, vra hulle die president. Dis al 'n konsep eintlik, maar wat ons oor praat. So dis baie kere die bevoegdheid om besluite te maak, maar ook die gesag om daai besluitnemingsbevoegdheid terug te kan trek. So jy kan iemand aanstel, maar jy kan ook iemand fire weer. En so wie's regtens bo jou in daai opsig. En dan, so hoe meer duidelikheid 'n organisasie se doel en doelwitte is, dis baie wat ons laas week ook oor gepraat het, oor daaruit kom jou uiteindelike prioriteite. En hoe makliker, hoe duideliker dit is, hoe makliker is dit om 'n raamwerk of 'n struktuur daar binne neer te skryf en te implementeer. So die mikpunt uiteindelik word geïntegreerde beheer. En dit raak 'n bietjie aan hierdie remote working ding ook, om te sê ek het op een of ander manier visibility en control nodig oor wat in hierdie organisasie aangaan. So daai beheer word dan uitgeoefen deur allerlei kontroles. Jy weet, dit is jou van die bo af is dit die stigtingsdokumente van die organisasie, dan is daar 'n delegasie van gesag en dan word dit gewoonlik maar in 'n beleid geformuleer of verskillende beleidsdokumente van daar af prosedures, en dan kom jy by 'n werksbeskrywings uit wat sê goed, hoe gaan my verskillende resources hierdie prosedures uitvoer met ons hulpbronne in hierdie raamwerk. So waar dit dan beweeg is om weer daai veiligheid
of vryheid in veiligheid te skep, wat ons gesê het, partykeer is die reëls sleg, en ons het vanoggend ek en die wat gepraat oor skool, jy weet, en hoe dit partykeer moeilik is om in te pas in daai, maar ek wil nie, of dit pas my nie, is my persoonlikheid nie, maar dan sal ook ietsie goed om partykeer te kan inpas, want as jy, dit hou jou ook baie veilig, om binne so 'n struktuur te wees, so, uiteindelik dan is dit om hierdie beginsels toe te pas in enige organisasie, 'n winsgewende, nie winsgewende organisasie, of wat ook al dit is, word die waarskynlikheid op oorlewing, sustainability is altyd is die buzzword. So wat ek hoor heel dit eintlik maar is of wat ek voel is daai good governance of die regeerraamwerk is rondom die beskerming van die organisasie. Het sy dit is om profijt te maak, om voor te bestaan, het sy dit is om nie in die moeilikheid te kom. So ek wil dit amper al sê, dis 'n beskermmeganisme, wat ek net al gevind het, waar dit partykeer is dit oorbeskermend, in die sin van, ons praat van, ek het die tikboksie getik, want ek is linked aan die governance, maar dit maak glad nie sin wat ons hier doen nie. Substantive lees dit leeg. En miskien moet jy sê, okay goed, ek wil nie die governance breek nie, maar miskien het ons net 'n klein deviation nodig om te sê, kom ons pas hierdie net in ons span aan, dat ons steeds align met die governance, maar nie net blindelings. Ek dink dat ons partykeer blindelings net, kom ons doen hierdie nou maar, laat ons die boksie kan tik, maar dis 'n frustrasie vir almal. Maar daai is 'n baie belangrike punt, want daai is vir my die definisie van bureaucracy. As jy begin goed doen om 'n boksie te tik, maar dit maak alles stadiger. Besluitneming is stadiger. Maar dis gewoonlik wat in die so dit is, ek wil sê, ons weet wat die definisie van bureaucracy is, maar dit voel vir my, is dit dan die potensiële root cause van bureaucracy? Ek dink julle raak in 'n baie belangrike punt, want dit is bureaucratic downfall is uiteindelik ook iets wat die oorlewing van 'n organisasie kan heeltemal bind, of nie, kan demolish, heeltemal tot niet laat gaan. En so dit gaan uiteindelik daaroor, een van die beginsels wat ek dink oor die jare verander het, was dat dit was altyd hierdie klem van the best interest of the organization, the best interest of the company, and the best interest of shareholders. En soos in die King Code of Good Governance, het hulle die fokus begin skuif na stakeholders. So dit is almal wat die hele omgewing waar binne hierdie organisasie homself beleef, en dit behoort eintlik beter te werk, en dit self as daai benadering regtig, dit is wat uiteindelik seëvier. Die spesifieke punt wat jy van praat, is ook 'n ding wat hulle in die reg praat van substantive of formative compliance. Jy weet dat, wat doen jy, tik jy die boks, of kom jy die regte doel van hierdie ding na, leef jy dit uit? Want partykeer dan, presies as jy sê, jy tik al die boksies, maar eintlik was dit leeg, en ander kere was baie minder boksies getik, maar die hart van die ding was geraak. So, ek weet byvoorbeeld in co-ops is nogals een van die groot tendense oor tyd, was dat dit begin as hierdie, okay, kom ons span saam, kom ons werk saam, kom ons vat hande, dan word daar uiteindelik die organisasie gebou, en omdat dit so groot word, okay, ons kort reëls, ons kort bestuur, ons kort struktuur, ons moet alles in hierdie blokkies en komitees en rade en resolusies en sulke tipe goeders, en dan uiteindelik word die kou op 'n groot corporate, en word so groot, het so baie geld dat dit 'n bank kan word, en dit sy eie versekering en finansiering, en baie volop in Engeland, nee. Ek dink daar is actually die een, ek dink Co-op is een van die handelsmerke, en hulle het banke en supermarkte en versekering en alles. Maar ek wonder waar lê die sweet spot dan nou tussen winging it, want ons weet dis nie goed nie, jy kan nie dit elke liewe besluit net wing nie, maar te veel boksies wat getik moet word, haal die entrepreneur en die kreatiwiteit uit ons uit, en iewers moet daar 'n sweet spot is, want daar so sê ding, it's going to be clear. So dit is goed vir jou werknemers dat daar boksies is wat getik moet word. Dit gee sekerheid, soos ons vroeër genoem het.
maar ons moet ook daai spasie vir kreatiwiteit nie doodmaak nie. Ja, want anders voel jy ingeboks. Ja, en hulle, en daar's In die boksie. daar's dit Don't be. Wat geteken. Don't be a box. dit is ook, jy weet, daar's aan die een kant is daar die vryheid van die entrepreneur wat nie nou, hulle sê altyd die fighter pilot wil nie die logboek na die tyd invul nie. Dis nie sy ding nie, hy wil gaan, jy weet, Tom Cruise wees met sy bike kry wat hy so. En dit is wat jy het die verskillende soorte profiele en goed. So dat soos wat 'n organisasie bietjie groei of soos wat net 'n besigheid, 'n enterprise, 'n start-up begin 'n besigheid word en hy bietjie meer size eintlik wat hierdie complexities inbring, dan is dit ook 'n ding wat hulle praat van founder syndrome, is waar 'n besigheid daai transition moet maak, want jy kan nie meer met 10 ossewase 'n dag oor hierdie riete oor die rivier gaan nie. Dit was okay toe ons net die een oorgevat het, en nou forceer dit, en dit is 'n transition, dit is soos 'n metamorfose wat jy moet deurgaan en sê, okay, goed, ek het dit tot op hierdie moeilike punt gebring, wat ek nie sou kon doen as ek vir almal moes sê wat ek gaan doen en hoe ek dit gaan doen nie. Maar as dit nou van hier af, help dit nou nie, ek probeer in dieselfde pas in dieselfde rigting alleen, en ek vlieg net elke nou en dan en sê, hier's ek, kom, jy weet, en hy moet nie dit nie, moet nie dat nie, en jy weet om alles net dag Ja, net die verskillende fluite, maar hoe weet jy nie wat hierdie fluit nie? Wat is 'n nuwe ou? Ja, het julle nie vir hom vertel nie. Ja, dit is die tipe goed. En daai is so 'n belangrike, dis weer eens nog 'n belangrike punt. Jy weet, ek onthou een van die artikels wat ek jare terug gelees het, wat my die bewustheid gegee het van jou tipes, jy 3 tipe CEOs. So of jy kan nou sê founder en CEO, maar daai is altyd, dis vir my so American. Jy weet, jy moet nou die founder en die CEO wees. Ek sê dit is belaglik. Almal is nie 'n CEO wat 'n founder is nie. En moenie skaam wees daaroor nie. Dags jy 'n CEO kan aanstel wat slimmer is, beter as jy om 'n organisasie dan well done, ja. Maar jy het 'n start-up skill. Jy het 'n scale skill. En dan het jy 'n notering skill. Ek sê weer, so om 'n besigheid start-ups te dryf is 'n sekere skillset. Om next level te vat, dit is 'n sekere skillset. Om te gaan noteer op die JSE is 'n ander skillset. Ja, dis is 'n skakie opening, middle game, end game. Ja. Heeltemal En ek dink daai mis ouens. Die ou dink wat die founder is. En ek kom met ek moet sê ek begin dit agterkom. Dit het my lank gevat dat ek kom agter ek het start-up skills. Maar ek begin agterkom hoe val die wiele af die oomblik wat ek het nie daai, ek sê dit nou, ja, ek ergens moet ek meer, ek kort breinkrag om hom na die next level, en dit kom terug na prosedures, sisteme, dissiplines. En ek sê hou nie, ek so 'n bietjie die cowboy met die masjiengeweer. Ja, en dalk is die beter ding om weet te sê, okay, wat is my volgende mission, en hoe kan ek hierdie ding laat oorerf, nou vir iemand, wat sê, goed, hierso is die basics, bel my as jy iets kort, hier's wat hierso gebeur, jy weet, hier's wat ek nog moet doen, maar ek kort nou iemand om... En Quentin, ek was gister by Quentin, en hy het weer ons 'n klem gelê op, jy moet jou besigheid nou kan verkoop. Dis actually die asset test, ongeag die grootte. Ek dink julle is daar online. Soos 'n asset, né? Asset, ja. Asset, ja. Julle is onlangs deur 'n oefening, met die waardasie van die maatskappy, en ek dink dis 'n eye-opener, die feit dat julle kan julle besigheid nou verkoop, maar dit is 'n ding wat gelos word, want ouens dink is nie, jy hoef nie, nee, inteendeel, as jy hom struktureer vir 'n verkoop, dan gaan jy al die regte boksies tik, sonder die bureaucracy en goed, dis nie die punt van die oefening nie. Ernest, hoe was jou ervaring? Ja, mens, dis nou waar die winging het nie gaan werk nie. Jy kan nie goeders wing, dan is jou besigheid nie sellable nie, want jy is die persoon wat die besluit op die spot elke keer moet neem. En maar jy is die main wingman en is hy af is dan. Ja, want ek wil vir jou finansiële state kan great lyk, of jou bankrekening, maar dan sê hulle, okay, goed, hoe doen jy dit? O nee, wat ek gewoonlik doen is, en dan, okay, maar waar kry ons daai? Susan is nie, ek weet nie. Ek het hierdie neergeskryf, daai is in my e-mails hierdie, dan is soos hoorie,
ek koop 'n dad. Ek kan nie jou koop nie. Jy gaan nie, jy weet. Ja, dis soos wat Robert Kiyosaki altyd sê is, kan jy vir 'n maand of 2 op vakansie gaan en jou besigheid function soos wat hy het toe jy daar was. Het jy daai sisteme in plek en dis dan waar die governance inkom is daai governance, daar gaan die mense nog steeds weet wat om te doen en as hulle vasbrand, gaan hulle na iemand toe kan gaan wat nie jy is nie. En ek dink, Jacques, jy het dit nog, ons het dit ook al hier genoem, maar jy het dit een keer so goed gesê van hoeveel van die stigters wat uiteindelik, hulle word maar baie keer die chairman van die board van die holding company of so en dan, maar wat eintlik die goed begin het. En ons het gepraat oor hoe duidelik is daai skeiding van die ou wat kan sê, goed, nou gee ek hierdie ding oor aan iemand trustworthy en iemand in wie ek vertrou het, aan 'n rentmeester, of wanneer hou ek dit net vir myself, en dis daai ouens wat juis 'n board om hulle kan kry, wat sê ek wil net die chairman wees, ek wil net julle bestuur, en julle gaan, en as ons nou terugdink aan hierdie ding van die gedelegeerde gesag, en die chairman het nie eers soms 'n casting vote as daar 'n tie is, maar dis nie eintlik is nie 'n veto reg wat die chairman sommer hou nie. Dit is iemand wat hulle self onderwerp aan die persone wie hulle om hulle stel. En dis maar dikwels die geval, want jy uiteindelik gee dit oor aan 'n werknemer en jy sal 'n kontrakteer aan 'n goed so. Ek dink dit is 'n level van maturity en 'n level van wisdom and insight. And letting go. Jy moet die wisdom and insight hê om te let go. En weet waar om te begin. Ek weet hierdie goeders, dit help veel. Jy luister hierdie praatjie en jy soos, ja nee, ek kort dit. Soos, nog steeds gaan die vraag kom, waar begin jy? En dit is nie eenvoudig nie, maar ek dink dis okay om te weet, dit is die antwoord. Hoe jy daar gaan kom, go figure it out, call somebody, jy weet maar. Ja, bel vir maar, die hele ding is maar, en ek wil dis baie van pas, en ek sê weer, ons het die deal met SLC, wat nommer 7 ingekoop het nou. Wat exactly hierdie tipe. Dit is precies, en hy sê vir my, dit is so eenvoudig, maar dit is so gecompliseerd. As jy nie weet waar om te begin, watter skroefie om te gaan draai, en wat om te vat en te los, en sulke goeders, en jy kan dit maklike, baie futile, soos die joke is op konsultante, wat inkom, van buite af met die clipboard, en die quotes, en die presentations, en jy weet, al hierdie 5-punt planne en die moves en die strategy en sulke goed, en dan word dit net so leverage val daar op die rak. Maar dit is nie altyd die geval, gelukkig nie, want daar's baie mense wat luister. Ek moet sê, dis ietsie wat ek van Ernest baie opgetel het, van dat ons ontmoet het, is die vlak van teachability, wat ek in jou sien, Ernest, is vir my baie striking. Ek het al 'n paar keer opgetel, dat jy sien iets raak, en jou adoption rate van daai is 'n goeie tip. Ek gaan dit explore. Ek het dit al 'n paar keer van jou gesien en ek moet sê ek dink dit sign vir my soos 'n level as dit of die army was, dan sou dit 'n tipe badge gewys het op jou arm. Jy weet van jy moes al sekere goeder reg gekry het of jy kry erkenning vir dit. Jy weet, dit is nogals amazing. Well done. Daar's daai wisdom and maturity. Well done. Ja, kyk hoe bloos ek nou. Ek sien, dag gekry het warm. Ons gaan 'n breek vat, ons gaan 'n musiekie, dankie maar, daai's baie dis verskriklik onseksie, maar krities. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media, soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.